Hoofnuus vanaand. Sportleiers, spelers, familie en vriende bring hulde aan die middelveldspeler Jayden Adams tydens sy begrafnis in Stellenbosch in die Wes-Kaap. President Cyril Ramaphosa se suksesvolle Hooggeregshof aansoek om die afsettingskomitee se werksaamhede te stuit, het opnuut vrae laat ontstaan oor die magte van die regbank en die parlement. En die waarnemende minister van Polisie Feroz Kachalia stel maatreëls in plek na die Matlanga-kommissie onthullings. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die veteraan akteur Seputla Sebogodi is by die Silicon begrafplaas in Polokwane, Limpopo ter ruste gelê. Sebogodi is verlede week oorlede aan diabetesverwante komplikasies. Hy was 63 jaar oud. Sebogodi sal veral onthou word vir sy rol as Kenneth Mashaba in Generations. Ons vra om verskoning dat daar geen klank op hierdie pakkie is nie. Ons gaan voort met die nuus. Die waarnemende minister van Polisie, Feroz Kachalia, sê sy departement het met maatreëls begin om met die voortgesette uitdagings binne die polisie op te los. Dit sluit in die probleme wat tydens getuienis voor die Matlanga-kommissie aan die lig gekom het. In Witrifuur in Mpumalanga gepraat, waar hy en sy adjunkminister met die provinsiale LER vir gemeenskapsveiligheid vergader het. Tydens die sogenaamde Minmek-ontmoeting het al die LER 'n plan goedgekeur om die polisie op die herstelpad te plaas. Kachalia sê verskeie resolusies is aanvaar insluitend die prioritisering van polisiestasies met hoë misdaadvlakke en die versterking van gemeenskapspatrolledienste. This Minmek further agreed that the Civilian Secretariat for Police Service will strengthen its monitoring, evaluation and oversight capability to ensure transparent reporting, evidence-based performance, management and accountability. 140 polisiestasies landwyd is geïdentifiseer in gebiede waar die hoogste misdaadvlakke aangemeld word. Volgens die adjunkminister van Polisie, Polly Bushelo, is begin met die implementering van planne om beter dienslewering by polisiestasies te verseker. Planne om 'n forensiese laboratorium in Mpumalanga op te rig is ook in 'n gevorderde stadium. Dit sal help om die agterstand met DNS-verwante sake op te los. I must say that business is receptive, province is receptive, and we hope and believe that before the end of this financial year, we will have made inroads in terms of establishing a lab in Mpumalanga. Kachalia sê meganismes is ingestel om aanspreeklikheid te bevorder en die grondslag te lê vir 'n professionele, etiese en intelligensiegeleide polisiediens soos bepaal deur die grondwet. Die Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns middelveldspeler Jayden Adams is beskryf as iemand met groot vasberadenheid, moed en 'n onwrikbare verbintenis om altyd beter te doen. Adams, wat vroeër die maand tragies oorlede is vandag in Stellenbosch ter ruste gelê. Die 25-jarige sokkerspeler is dood enkele weke nadat hy Bafana Bafana in die 2026 FIFA wêreldsokkertoernooi verteenwoordig het. Familie, vriende, spanmaats en sokkerondersteuners het in die Koetsenberg sentrum saamgekom om totsiens te sê aan die belovende jongman van wie hulle so vroeg afskeid moes neem. Februarie die 3de word Jayden gestiek. Sy een long plat. Ons het ons het amper van verloor het. Die dokter sê vir hom, vir ons dat hy kan nie vir 'n jaar sokker speel nie. Jayden sê dat hy sal nie gebeur nie. Ekskuus. Jo. Het net met sy hulp en sy ma ook. Net 3 maande vir hy klong gevat. Toe speel hy klong alweer sokker. It was a player with a big potential. Again, as I said,
too young, too soon. We lose him because he was not really on his limits. He could do much better. In the next years, he will become a very big and great player of a South African player. And that is really a pity that he's not here anymore. Jayden se sokkerloopbaan is gekenmerk deur toewyding, veerkragtigheid en uitsonderlike talent. Hy was 'n inspirasie vir jong sokkerspelers landwyd. Today is a very sad day. A sad day for South Africa. Particularly more sad day for the local people. Because Jayden used to be a part of Grootman, Jayden. That people don't know is how Jayden, parents would use the name Jayden to inspire the children. To say, speel. Jy gaan so Jayden wees eendag my kind. Speel. So today we didn't only lose a football player. We lost the biggest inspiration Stellenbosch has ever seen. Jayden sal ook onthou word vir sy nederigheid en die respek wat hy betoon het aan sy spanmaats, afrigters, opponente en bewonderaars. Jayden is a source of inspiration to young South Africans all over the country. Nie net die jong Suid-Afrikaners in Stellenbosch, maar nie net in die Kaap nie, maar die rest van die land. And it's something that he'll continue to inspire. And he'll always stay in our hearts and minds. Terwyl Jayden se sokkerloopbaan gekenmerk is deur baie onvergeetlike oomblikke, is dit sy uitmuntendheid en uithou vermoë wat nooit vergeet sal word nie. President Cyril Ramaphosa se suksesvolle Hooggeregshof aansoek om die afsettingskomitee se werksaamhede te stuit, het opnuut vrae laat ontstaan oor die magte van die regbank en die parlement. Ramaphosa het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevra om die komitee se werk op te skort hangende die artikel 89 paneel se verslag oor die Phala skandaal. Die komitee is gestig nadat die konstitusionele hof in Mei bevind het die parlement se besluit oor die verslag was onwettig. Sommige politieke partye meen die regbank oorskry sy magte. Sedert die uitspraak van die konstitusionele hof in Mei, het die parlement ywerig begin werk om dit te implementeer, maar as gevolg van die jongste hofuitspraak kom die werklike werk van die komitee tot stilstand vir ten minste 3 maande. In hul reaksie op die uitspraak het sommige politieke partye gekla oor die mag wat howe het oor die parlement. Sommige ontleeders het hul mening gegee. Ten eerste, dit mag die onderlinge verhouding in die trias politica op wyses definieer en moontlik selfs herdefinieer. Hier verwys ek na die verhouding tussen die uitvoerende, die wetgewende en die regsprekende gesag. Ons het reeds gesien dat die regsprekende gesag die wetgewende gesag aangesê het om die saak verder te voer in terme van artikel 89, maar laat die Wes-Kaapse Hooggeregshof nou weer die reg van die president herbevestig het in terme van dat hy die reg het om die Nkobo-verslag eers te laat toets alvorens die artikel 89 proses kan plaasvind. Well, I think, separation of powers is not a clearly delineated line. In fact, those very parties that are complaining now were the ones that went to the Constitutional Court to say that Parliament's rules were unconstitutional. So you can't have it both ways. So I don't think that the judiciary or the courts are going overboard in terms of how they interpret the Constitution and how they protect the culture of human rights. I think it happened that maybe President Ramaphosa, the reason why his request was granted, his legal team pitched a stronger argument as opposed to the application that was submitted by the state, the parliament. What is also expected is that the parties or political parties who approach the court may approach the Supreme Court of Appeal or the Constitutional Court because the decision of the Western Cape High Court tramples on the decision of the Constitutional Court, which said then the impeachment committee must continue or it must be set up and continue with impeachment.
Intussen sal die afsettingskomitee Woensdag weer vergader om sy mandaat en die aanstelling van 'n getuienisleier te finaliseer. Zelene Merrington, Parlement. Die EFF het nie toegelaat dat die ANC in Limpopo hom afskrik om sy verkiesingsmanifest in Thohoyandou in Limpopo bekend te stel nie. 'n Helikopter met ANC kleure het oor die Thohoyandou stadion gevlieg, terwyl hy 'n provinsiale saamtrek 'n hanetrekkie weg van die EFF se manifest bekendstelling gehou het. Die ANC is die meerderheidsparty in Limpopo se provinsiale wetgewer. Die ANC het 'n saamtrek by die Makwarela stadion gehou, maar het ook by die EFF se manifestbekendstelling opgedaag in die vorm van 'n vleiende helikopter. Malema het in sy toespraak aan ondersteuners gevra dat meer befondsing aan munisipaliteite gegee moet word om dienslewering te verbeter. We want more money for local government because it is local government that deals directly with our people. What is the role of the province? If you ask many of our people, they never know why there is a need for a province. Die leier van die EFF het ook partylede in Gauteng, die Oos-Kaap, Wes-Kaap en KwaZulu-Natal geloof vir hulle vordering om dienste aan gemeenskappe te lewer. The EFF stabilized the finances of Ekurhuleni. Once they removed our MMC in Ekurhuleni, the finances of Ekurhuleni collapsed. It is the EFF that is known for giving people houses because the EFF cares about our people. Malema sê sonder dienslewering op 'n plaaslike regeringsvlak sal burgers van Suid-Afrika nooit ware vryheid geniet nie. Die mede-stigter en voormalige lid van die MK-party, Jabulani Khumalo, waai in die November plaaslike verkiesing die vlag vir 'n nuwe party. Khumalo is destyds uit die MK-party geskort en het vandag ontevrede MK-partylede genooi om oor te loop na sy nuwe party, die African Renaissance Unity Party. Die party is aanvanklik in 2018 gestig om die belange van tradisionele leiers te verteenwoordig. En die Congo-grotte is weer oop na oorstromings en rotsstortings in die Klein Karoo. Bly ingeskakel, ons is nou terug. Welkom terug. Die voormalige nuusleser, TV-aanbieder en bewaringsaktivis Gillian van Houten is dood in die ouderdom van 72. Die nuus is bevestig op haar lewensmaat John Varty se Facebookblad. Op haar verjaarsdag in April het hy eer aan haar betoon met 'n video oor haar lewe en haar stryd met demensie. Sy word oorleef deur haar 3 kinders, Sean, Tao en Savannah. Die Congo-grotto se deure is weer oop nadat dit in Mei vanjaar gesluit is weens oorstromings en rotsstortings op die R328 in die Klein Karoo. Die pad was vir net meer as 'n maand gesluit terwyl herstelwerk aan die pad gedoen is. Miljoene rand se inkomste het verlore gegaan te midde van toeriste wat weggewys is. Die Meiringspoortpas is egter steeds gesluit terwyl opruimingswerk voortgaan. Ons het 'n geweldige nok gevat en ek bedoel COVID is nie lank terug gewees nie. So die toerisme besighede het nou maar net begin herstel. Toe kom nou in 2 maande was hierdie roete toe gewees. Die Congo-grotte is vir toeriste, selfs skoolgroepe is 'n rede hoekom mense hier na toe kom. So we're still having a problem with the Meiringspoort that is still closed, and hopefully, but we are in conversation with the provincial government, and I'm pretty sure, and the guys are on hard at work. But it has truly affected, in a nutshell, the economy of Oudtshoorn. And it's difficult to monetize it. In minder as 24 uur nadat die R328-pad heropen is, het die Congo-grotte ook sy deure oopgemaak. Die staf was onmiddellik bly om terug te wees by die werk en ek kon sien met die opening van die grotte dat daar is 'n nuutgevonde liefde
en energie onder die staf en ek kan dit vandag ook sien. Ons het ongeveer meer as 20,000 besoekers verloor in die 2 maande wat die Kango-grotte gesluit was as gevolg van die rotsstorting op die R328. En ja, die dorp is oop, die rust is oop en kom kuier vir ons, die grot is oop, al die aktiwiteite is oop, Swartbergpas is oop, kom geniet Oudtshoorn. Landsburgers word aangemoedig om die gebied en die grotte te besoek om die plaaslike ekonomie 'n hupstoot te gee. Tanya Krause, SAK nuus, Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Ons is net hierna terug met die sport en die weer. Bly ingeskakel. Die verdedigende kampioene Griquas sit die Bulls tans ore aan in 'n Currie-beker wedstryd in Kimberley. Met enkele minute oor is die Poubloue 56-26 voor. Die rustydtelling was 28-19 in die guns van die tuisspan. En ons groet met beeldmateriaal vanuit San Diego in Amerika, waar die jaarlikse Comic-Con byeenkoms weer 'n kleurvolle geleentheid was en selfs honde soos hulle gunsteling karakters aangetrek het. En daarmee groet ons tot môre, 'n mooi aand vir jou. Totsiens.